Terwyl ons die woorde van waarheid aangaande Melchisedek en die Pasgaar ondersoek, laat ons deur die Bybel die aard van die Seun van God wat die Pasga bevat, bevestig. In die Bybel word Jesus beskryf as die lam, die goeie herder en 'n profeet, en word ook beskryf as die hoëpriester. 한 선지자로도 표현하시고 대제사장으로서 묘사가 되어 있습니다. Die hoëpriester is die hoofiguur wat die offers lei. 하는 데 있어서 제일 어른이 되겠습니다. Waarom is Jesus dan die titel van hoëpriester volgens die orde van Melchisedek gegee? 왜 예수님에게 그런 어떤 칭호가 붙었을까? So 'n titel word nie sonder 'n rede gegee nie. Dit word uitdruklik gegee as gevolg van die lewensbelangrike verbintenis tussen Melchisedek en die verlossing van die hemelse mense. Hoekom is dit so? Kom ons ontdek vandag die waarheid van die Pasga deur Melchisedek. 한번 발견해 보도록 합시다. Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 5 vers 5. So ook het Christus nie homself vereer om hoëpriester te word nie. Die een wat hom vereer het, was God, wat vir hom gesê het: Jy is my seun, vandag het ek jou verwek. So sê hy ook op 'n ander plek: Jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met harde krete en trane gebring voor God, wat in staat was om hom uit die dood te red. En hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Alhoewel hy die seun was, hier, wie is die seun? Dit verwys na Jesus, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. Met ander woorde, van lyding aan die kruis. En nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, wat het hy geword? Die bron van ewige verlossing geword. Aangesien hy deur God aangewys is as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Die werk wat Jesus gedoen het, was vir ons verlossing. In Hebreërs hoofstuk 9, vers 27 staan daar, om hulle te verlos. Hoeveel keer sal hy verskyn? Die skrif leer, 'n tweede maal verskyn. Christus se doel om na hierdie aarde te kom by beide sy eerste en tweede koms is dieselfde. Om die mensdom te verlos van die mag van sonde en dood en om hulle te red wat aan sonde en dood gebonde is. Wat beteken dit dan dat God, wat na hierdie aarde gekom het om ons verlossing te skenk, die titel van hoëpriester dra? Wat is die rol van 'n priester? Die rol van 'n priester is om offers te bring. In vandag se terme kan ons opoffering as aanbidding verstaan. Hy bied aanbidding aan God. Alhoewel Jesus God is, wat verdien om deur die hele mensdom gedien te word, het hy na hierdie aarde gekom in die posisie van 'n hoëpriester om ons die weg van aanbidding te leer waardeur ons gered kan word. In watter volgorde is hy 'n hoëpriester? Daar is geskrywe, hy is 'n hoëpriester in die orde van Melchisedek. Laat ons dan eers die Bybel ondersoek om te verstaan wie Melchisedek was. Kom ons blaai na Genesis hoofstuk 14 vers 17. Na sy terugkeer, toe hy Kedorlaomer en die konings by hom verslaan het die koning van Sodom uitgetrek om hom te ontmoet in die Sawe-vallei, dit is die vallei van die konings. Melchisedek, die koning van Salem, wat het hy uitgebring? Hy het uitgebring, het brood en wyn gebring. Wie was hy? 'n Priester van God, die Allerhoogste. Toe Abraham as oorwinnaar van die geveg teruggekeer het hy Melchisedek ontmoet, wat 'n offer van brood en wyn gebring het om hom te seën. Op daardie tydstip het die gebruikelike offerande wat deur priesters gebring is, die vergieting van bloed behels. Dit was algemeen om die bloed van 'n skaap, 'n bok of selfs 'n duif aan God te offer. Melchisedek het egter brood en wyn gebruik. Dit was nogal ongewoon. Dit was nie die algemene metode om 'n offer te bring nie.
Melchisedek, die koning van Salem, het brood en wyn gebring. Kom ons lees weer vers 18. Hy was 'n priester van God, die Allerhoogste. Hy het Abraham geseën en gesê: Geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. God, die Allerhoogste, moet geprys word, hy wat jou teenstanders in jou hand oorgelewer het. Abraham het toe vir hom 'n tiende van alles gegee. 'n Tiende verwys na 'n tiende. Aan wie is hierdie tiende, 'n offer wat vir God bedoel is, gegee? Dit is aan Melchisedek gegee. Hebreërs hoofstuk 5 verklaar dat Jesus 'n hoëpriester in die orde van Melchisedek is. Daarom, wanneer Jesus 'n offer bring, dit wil sê wanneer hy aanbid, wat moet hy uitbring? Kom ons vind die antwoord in Matteus hoofstuk 26. Kom ons lees hoofstuk 26 vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus gekom en gevra: Waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet? Hy het gesê: Gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom: Die leermeester sê: My tyd is naby, ek wil die Pasga met my disippels by jou vier. Kom ons gaan aan na vers 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, hy het die beker met die Pasgawyn geneem, en nadat hy gedank het, dit vir hulle gegee en gesê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Dit is hoekom Jesus die hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek. Deur die Pasga het hy dank gesê vir die brood en gesê: Dit is my liggaam. Toe het hy 'n beker wyn geneem, dank gesê en ons verlig deur te sê: Want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Dit is hoekom die Bybel die verhouding tussen Melchisedek van die Ou Testament en Jesus Christus, die Melchisedek van die Nuwe Testament, verduidelik as een van skaduwee en werklikheid. Deur die manier van aanbidding wat deur Melchisedek gevestig is, leer God ons vandag dat hy deur die brood en wyn aan ons die kosbare seëninge skenk van die vergifnis van sondes, die ewige lewe en verlossing van rampe. Net soos Abraham fisiese seëninge met brood en wyn van die fisiese Melchisedek ontvang het, ontvang ons vandag beide die seën van die ewige lewe en die vergifnis van sondes deur Jesus Christus, die geestelike Melchisedek.